episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jonker Venter. Goeiedag en baie welkom hier by Radio Scriptura. Ons het vandag het ek saam met my vir Jaco de Beer en ons gesels vandag weer oor wat sê die vers. Ons is baie opgewonde daaroor. Ons het lanklaas dink ek wat sê die vers gehad en ons wil vandag graag kyk na wat sê Matteus 17 vers 20. Dit is 'n baie bekende vers. Ek hou dit vir ons vir die wat inskakel op die video of die YouTube. Daar staan die kern van die vers sê: "Voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie." Nou, so baie welkom Jaco. Ek is bly om saam met jou te kan gesels weer en ek hoop jy geniet hierdie episode net soos ek dit gaan geniet. Jaco, so kom ons val in by hierdie gedeelte. Ek wil begin deur te sê daar is vreeslik baie wanopvattings oor hierdie vers. Baie mense sê, jy moet net 'n geloof hê wat sterk genoeg is. As jy geloof soos 'n mosterdsaad het, dan kan jy vir 'n berg sê dat hy moet skuif en hy sal skuif. Wat ook al jy moet glo sal gebeur. So ek wil voordat ons dan die gedeelte binne in sy konteks lees, wil ek eers net so bietjie inleidend gesels oor watter wanopvattings is daar en wat jy al dalk gehoor het van wat mense gebruik of hoe mense dit dan verkeerd verstaan. Jaco. Ja, ek dink die heel eerste eenvoudige ding is mense lees die vers baie letterlik. En vat die vers net so daar op sigwaarde en dit is die gevaar wat gebeur as ons die Bybel nie interpreteer op sy eie beginsels soos wat die Here vir ons geleer het ook self in die woord nie, dat ons verse in konteks moet interpreteer, dat ons ook die genre in ag moet neem, dat ons ook die omstandighede waarbinne dit gesê word moet in ag neem. En ek meen as jy die vers net so op sigwaarde vat soos hy daar staan, dan gaan jy by die punt uitkom waar jy sê as ek nie genoeg geloof het nie, as ek genoeg geloof het, kan ek enigiets skryf wat ek wil hê. Baie mense lees die vers asof Jesus geloof as 'n krag voorhou, wat dinge laat gebeur. En jy sit met daai krag en daai vermoë in jou hande, en soos wat jy bely en sê, soos 'n magiese sleutel om berge te kan verskuif. Nou, as ons na die konteks kyk, dan sien ons dat Jesus nie hier praat oor die hoeveelheid geloof nie, maar oor die werklikheid en voorwerp van geloof. So, met ander woorde, geloof is soos 'n mosterdsaadjie. Selfs so klein soos 'n mosterdsaadjie is genoeg, omdat dit in God gevestig is, nie in jouself nie. En dit is waar die krag lê wat Jesus hier verduidelik. Hy wat berge verskuif, nie ons geloof is soos 'n krag nie. En ek dink die tweede wanopvatting is dat mense dit dan hier as letterlike berge leef, so jy kan enige iets identifiseer wat jy wil beweeg, en jy het die vermoë deur genoeg geloof op te wek in hierdie ding wat jy wil hê, net so of dit nou 'n Ferrari is wat jy wil hê, of wat ook al jy wil verskuif, kan jy dan regkry deur hierdie opwekking van jou eie geloof. Nou, ons moet weet, dis hier waar konteks ensovoorts ook belangrik is, en as ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons hier lees dat Jesus berge hier simbolies gebruik van die hindernisse en die uitdagings en die omstandighede waarin ons daagliks is.
'n ander wanopvatting ook is, as my gebed nie beantwoord word nie, beteken dit my geloof was te klein. Daar's een of ander fout wat ek in myself moet soek. So ek moet nou gaan kyk, wat het ek nou, hoeveel, so daar's amper 'n merk van hoeveel geloof genoeg is, voordat die Here jou gaan beantwoord. Geloof in die regstelling is dat geloof beteken nie dat God altyd doen wat ons vra nie, maar dat ons hom vertrou om te doen wat reg is. So die is self gebid in Getsemane, nie my wil nie, maar u wil. Ek sou sê nog 'n wanopvatting is dat geloof werk outomaties sonder gehoorsaamheid of gebed. Met ander woorde, dit is soos 'n formule wat jy uitoefen. En as jy die formule vervul, 1 + 1 is gelyk aan 2, dan sal jy 2 kry. So doen hierdie paar stappe, hierdie formule, volg hierdie formule, en jy kry wat jy wil hê. En dit maak God amper 'n dooie objek, nie? Dat ons met God kan manipuleer soos ons wil. En dan werk geloof altyd deur afhanklikheid van gebed, gehoorsaamheid aan God ensovoorts. So jy moet 'n klomp, raak amper soos werke nie, raak so onus op jou om die regte standaard voor te hou. En dan natuurlik, ek dink 'n ander groot wanopvatting wat ook uit die vers het voorkom is, dat mense hierdie vers neem asof dit beloof, dat gelowiges nooit sal struikel of misluk nie. Ek meen, as dit sê aan die een kant, as jy genoeg geloof het, kan jy enige berg versit, dan beteken amper gelowiges kan net op wolke loop, né? Die probleem lê maar net by jouself. Jy moet net genoeg geloof hê en dan is die wêreld amper niks vir jou nie. Jy kan alles oorkom. Jy kan die wonderlikste wonderwerke doen. En ek het al belaglike goed gehoor, om eerlik te wees, mense wat sê hulle verplaas hulle self van een plek na 'n ander plek en hulle regeer oor die wêreld. Jy kan op die water loop soos met Petrus se geval. En dis glad nie wat die vers van ons probeer nie. So dis 'n paar wanopvattings wat ek al tegekom het aan kan dink, jonker. Ja, dankie Jaco. Ek dink waarop dit neerkom, jy het 'n paar dinge genoem en een ding wat jy genoem het is mense vat dit letterlik op. Nou wil ons vra, moet 'n mens dan nou nie die Bybel letterlik opvat nie? Ek bedoel, die Bybel is mos die woord van God. So ons moet dit letterlik opvat. Natuurlik moet ons dit letterlik opvat. En ek dink nie ons verskil daarmee nie. Ons moet dit letterlik opvat. Ons moet dit letterlik opvat as die woord van God. Maar ons moet ook in gedagte hou dat hierdie vers staan binne 'n konteks, en jy het dit gesê. En hierdie konteks waarby ons nou sal uitkom is op hierdie stadium weet ons dat hierdie vers staan as 'n gelykenis of 'n vergelyking wat getref word, né? So die oomblik wanneer Jesus in gelykenisse praat of vergelykings tref, dan moet mens nie letterlik die ding opvat wat hy noem waarmee hy dit vergelyk asof dit letterlik is nie. Maar ons moet gaan verstaan wat sê Jesus deur die vergelyking of gelykenis. So wanopvattings van my kant af wat ek kan dink stem ooreen met wat jy sê. En ek dink dit kom basies daarop neer dat mense dink die geloof is een of ander magiese krag wat jy het of wat jy kan in jouself kweek of bewerk. En ons vind veral by mense wat baie desperaat is baie keer, nê, vir uitkoms dat of vir wat dalk die voorspoeds teologie of godsdiens probeer of bevorder of in wil glo, nê, dat hulle sê as jy net in geloof en jou geloof is sterk genoeg, dan kan jy sekere goed bereik, dan kan jy sekere, soos jy gesê het, jy weet, selfs vir kar wat van jou keuse bid en dat jy sal dit kry, rykdom en sukses en welstand en gesondheid en al dies meer. So al hierdie misverstande kom daarop neer dat die geloof is iets wat uit jou uitkom. Dit is hoe ek die misverstande van hierdie teksgedeelte verstaan. Nou, voordat ons dan nou verder gaan, kom ons lees dan net die gedeelte, die vers, maar ek wil dit graag lees binne die gedeelte van waarin dit geskryf is. Ek lees vanaf Matteus 17 vers 14, daar staan: En toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die knieë en sê: Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar.
want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na die disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê: O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom en die duiwel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Nou Jaco, dit bring ons by die kern van hierdie gedeelte. As ons nou die teks, die konteks in gedagte het, dan kom ons baie vinnig agter, maar dit gaan dus oor geloof. So selfs die wanopvattings sien iets raak van geloof. Die vraag is, wat moet ons verstaan van hierdie geloof in hierdie gelykenis? Ek weet nie of jy enige reaksie wil gee oor die teksgedeelte voor ons dan hierdie vraag beantwoord van hoe moet geloof in hierdie gelykenis verstaan word? Ja, ek dink dit is belangrik om te sien wat Jesus baie keer met sy wonderwerke gedoen het. Hy het iets van homself daardeur geopenbaar. En nie noodwendig iets wat ons kan doen nie. En ek dink dis baie belangrik om te hoor. Jy dink byvoorbeeld aan toe hy vir Lazarus uit die dood opgewek het. Sy doel met die openbaring, met die opwekking van Lazarus uit die dood uit, was om hom te openbaar. In daai verhaal sê hy, ek is die opstanding in die lewe. As julle in my glo, sal julle lewe al het julle ook gesterwe. Die fokus was nie om vir mense te wys, as julle in my glo, sal julle ook die dooies kan opwek. Die fokus was wie Jesus is. Hy is die bron van lewe. Hy is die een wat lewe gee. En dan staan die groot openbaring van byvoorbeeld die verhaal van Lazarus, dat hy die wedergeboorte sal gee. Hy is die een wat ware lewe gee. En nie dat almal nou moet pragmaties gaan dink oor daai wonderwerk, dat hulle nou moet almal gaan probeer dooies opwek links en regs nie. Die fokus was nie op ons nie. En ek dink dieselfde gebeur hier ook. Jesus openbaar iets van homself hier. Hy is die een wat die mag oor die bose het. Hy is die een wat Satan gaan vernietig. Hy is die een wat die kop van die slang vermorsel het. Alle mag is aan hom gegee. Hy triomfeer en regeer oor die bose magte, wat in hierdie insident by die maansienkind betrokke was. So, die disippels moes hierin leer, dat hulle in alle omstandighede, hoe donker dit ook al om jou lyk, op Christus moet vertrou. Nie op hulle eie vermoëns nie. Dis juist die fout wat hulle met die maansienkind gemaak het. Hulle het gedink, hulle kan dit doen, en toe gebeur dit nie, en toe is hulle geloof weg. Toe is daar niks oor nie, en hulle staan met leë hande en met beskaamde gesigte. In steede daarvan om absoluut op Christus te vertrou, al kom die uitkoms nie presies soos wat hulle dink in hulle wanopvattings dit moes wees nie. Moet hulle na Christus kyk wat alle mag het. Hulle het gedink die mag sit in hulle, en as hulle opdrag gee, sal die duiwel wyk. Inteendeel wil Christus vir hulle leer absolute vertroue op hulle in alle omstandighede, al raak dit nie presies uitkom soos ons dink nie. Kom ons maak dit prakties in ons eie lewe. Jy gaan 'n emosionele toestand deur, en nou wil jy bid, en jy wil hierdie teks daarop toepas, en jy gaan nou bid, Here, vat my depressie van my af weg. En jy bestraf die depressie, en ook nou met die depressie wyk. Maar die fokus wat jy fout maak, is jy fokus op jou eie vermoë om nou lewe te spreek in die situasie. Terwyl dit is nie wat die teks vir ons probeer leer nie. Dieselfde met siekte. Iemand kan nou 'n ernstige siekte hê soos kanker. En omdat hierdie vers sê, my kankerberg kan ek nou bestraf en verwyder deur my geloof, dan moet dit mos nou gebeur. Dis nie wat die teks hier vir ons leer nie. Ja. Die teks leer, Christus staan bo alles. Hy het die mag oor alles, geestelik en emosioneel en fisies. Ons moet op hom vertrou en deur daai storm saam met hom gaan, en hy sal ons daardeur dra. Dit is die berg, die onmoontlike om deur situasies te kom.
Ek dink byvoorbeeld hier aan iemand soos Joni Eareckson Tada. Ek weet nie wie hulle haar goed ken nie, haar vrou goed ken nie. Sy was as 'n jong meisie, ek dink 18 of 19 in 'n rivier ingeduik, haar nek gebreek, sportiewe jong dame. Dit was haar berg. Sy het haar eerste deel van haar lewe hier vers probeer toepas. Gaan bid en persoonlike gebed en stryd en belydenis en in lewe ingespreek en geloofsgeneeshede gaan sien en niks het gebeur nie. Wat was haar oorwinning? Haar ware oorwinning wat selfs kragtiger is as genesing. Dat Joni Eareckson Tada vandag, man, ek kan nie die presiese tyd onthou nie, want sy is al heel wat ouer, seker 40 jaar plus al, in die bediening is met 'n bemoedigingsbediening vir mense wat swaar kry. En die grootste wonderwerk is, hoe is dit moontlik om vir 40 jaar plus so blymoedig te wees? Sy het eendag vertel hoe sy skaars kan asemhaal. Dat partykeer moet haar man haar bors so druk dat sy net kan asemhaal. En blymoedig, en jy al geluister na Joni Eareckson Tada se potgoeie en se goede, dan sal jy blymoedigheid sien. Wat ek vandag vir jou sê ek nie in my lewe ervaar op 'n level wat sy ervaar nie. So, is dit nie 'n groter wonderwerk nie? Is dit nie magtiger as om net die oogwink na jou berg te laat verdwyn nie? So dit is wat Jesus hier probeer wys. Dit is dat hy is die oorwinnaar. Hy is die een waar alles gaan. Ons vertroue lê in hom en al is, jy weet, in sulke omstandighede is ou se geloof maar baie wankelrig. Dis soos hierdie mosterdsaadjie. Jy voel partykeer jou lewe hang in 'n draad, partykeer voel jy ek het nie eens die geloof nie. Maar die punt is, as jy kyk na Christus, dan kyk jy na die een op wat al hierdie goed triomfeer en wat jou deur die storms sal neem. En ek dink dit is die kruks van hierdie saak, van hierdie vers, van hierdie gedeelte. Is gemute, jonker, jammer. As ons net weer vir 'n oomblik kyk na hierdie vers, Jaco, dan ek kom net hier voor my oop kry. Dan staan daar en Jesus antwoord hulle deur julle ongeloof. En nou sien jy twee dinge in hierdie vers. Jy sien ongeloof en jy sien geloof. So ek dink dis waar baie van die wanopvattinge vandaan kom. Hierdie twee word teenoor mekaar gestel. So jy het ongeloof, daar was niks by jou nie, klaarblyklik. Nou is daar gesê, jy moet geloof hê. As jy geloof het, soos 'n mosterdsaadjie, dan sal jy dit bereik. Nou, ons kan nou lank praat oor die vertaling van die vers, en ek dink nie dit is verkeerd nie, maar ek dink ons moet wel na die oorspronklike toe gaan, om te verstaan wat word gesê van ongeloof in daardie vers. En daardie vers sê nie, daar is geen geloof nie. Ek dink dit is baie duidelik. Dit is nie soos wat ons in hedendaagse taal praat van ongelowiges nie. Ek dink ons moet baie mooi verstaan, hierdie woord wat hier gekies word wat Matteus 17 staan klein geloof. Dit staan daar's min geloof. Dit is 'n geloof wat nog ontbreek. So ek dink dit is een ding wat mens moet raak sien. En jy is heeltemal reg in die toepassing wat jy maak, nê. As mense desperaat is, en ek dink ons almal was al sekerlik op 'n plek in jou lewe waar jy regtig benoud is, waar jy uitkom soek, en dan hoor jy nou hierdie vers, of jy hoor iets soos Jakobus, en Jakobus staan dit ook, jy moet met geloof bid, want een wat nie met geloof bid nie, moenie dink dat hy so iets van die Here sal ontvang nie, nê. So nou begin mense hier iets koppel aan die betekenis van geloof wat dit nie moet wees nie, want dis nie wat hierdie vers sê nie. Hierdie vers praat net van julle geloof is nog klein, is nog min. En wat baie interessant is in die wanopvattinge, sien jy dat mense juis sê jy moet 'n groter geloof hê. Dis nie wat hierdie vers sê nie. As mens mooi daaroor dink, dan sê hy, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad. Dit beteken nie, jy moet nou, jy weet, daar's mense wat ek al gehoor het, wat sê, hierdie klein saadjie, jy moet hierdie klein saadjie, maar hierdie groot boom wat daarvan afkom, nee. Dis nie wat hierdie vers sê nie. Dis 'n wanopvatting van die vers. Hierdie vers sê, jou geloof kan so klein wees soos 'n mosterdsaad. Want dit gaan nie oor jou geloof nie.
dit gaan oor die geloof, en ek dink dis dis iets wat ons moet uitlig. Efesiërs 2 vers 8 sê geloof is 'n gawe van God. Dis nie van die mense af nie, dit kom nie uit die mens se hart nie. Geloof is deur die Heilige Gees gegee, juis sodat 'n mens kan glo. So ek dink dit is wat ek graag wil sê oor wat geloof nie is nie, maar wat dit wel dan is. Dit gaan nie oor vertroue in myself nie, maar dit gaan oor hoe die Heilige Gees in jou die geloof werk, sodat jy deur die geloof juis aan God kan vashou, op hom kan vertrou. En dis natuurlik die ander betekenis van die Griekse woord van geloof, nê, is vertroue in God. Jong, en dis natuurlik wat ons in die die onderbreek ek nog hier dalk stil geraak. En ek gou ietsie kortliks bysit op hierdie punt wat jy nou sê, wat ek dink tog belangrik is. 'n Parallelle insident, en dit is hoekom ons in gereformeerde eksegese en praat van skrif verklaar skrif, né? Jy die vers isoleer, dan gaan jy baie verkeerd. Maar kom ons kyk nou 'n parallelle insident. Markus 9 vers 23 tot 24. Die vader wat na Jesus toe kom met die maansiek kind. Soortgelyke insident. Sy kind word ook deur 'n demoon gepla. En hy vra vir Jesus om sy seun te genees. En Jesus sê vir hom, vir wie glo is alles moontlik. Wat antwoord die vader vir Jesus? Ek glo, wees my ongeloof genadig. Okay. Die kern van die storie daar was nie, die vader, dit is juist wat daar uitkom, ek het nie, Here, ek het nie, maar u kan. Dis die kern. En dis wat hier ook uitkom, is nie jou geloof nie, dis wat die fout wat die disippels gemaak het. Ja. Hulle wou uit hulle geloof, uit hulle vermoeid werk. Nou wie, ek meen, ek weet nie, ek was nog nie so direk in so 'n insident betrokke nie, maar stel jouself voor, jy is 'n insident waar iemand demoon besete is en hy grom en brul en doen ander verskriklike kragtige dinge hier voor jou. Ek dink jy skrik jouself flou. En as ek van jou af gaan, waar kry jy daai geloof om nou vir die duiwel hier te sê, wyk, jy weet. En die disippels het dit juist so probeer doen, hulle het weggekyk van Christus af, soos wat Petrus op die water gedoen het, toe hy wegkyk van Christus af, toe sink hy. Ja. Die disippels het hier gesink. En so die idee van ek moet genoeg geloof hê, word weerspreek deur Markus se teks, deur Markus 9. Want daar wys Jesus dat selfs in ongeloof, maar omdat die persoon na hom toe kom, dis eintlik die geloof. Die geloof is, kom na Christus toe. En daai man het gesê, Here, ek het nie geloof nie, maar ek kom na u toe, wat alles kan doen, en wat by magte is. En dit is die kern van hierdie storie. En die feit dat daar wel hier 'n groot wonderwerk gebeur het, beteken nie, ons moet outomaties 'n pragmatiese afleiding maak, dat sou ek wel na Christus toe kom, hy my gaan genees nie. Jesus het hier gedemonstreer dat hy alle mag het, maar die betekenis is ook figuurlik, dat ons berge kan ons deurgaan, deur vertroue in hom, al wankel ons geloof. Ja, Jaco, ek dink ons moet dit net duidelik maak, nee, Markus, ons weet Markus is waarskynlik die oudste van die 4 evangelies. So dis mooi dat ons ook Markus se weergawe hiervan lees. Maar nie dat enige van die evangelies teen mekaar is of teenstrydig is nie, maar net sodat ons 'n beter verstaan kan hê van wat hier gesê word. En ek dink wat ons duidelik moet maak is, daai vers, Markus 9 vers 24 sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. Dit kan, wanneer dit buite konteks verstaan word, ook verstaan word as, ek glo, nou vra ek vir die Here, ek soek nou die ware geloof. Ja. So dit kan baie arminiaans verstaan word deur mense, ja, nê, asof, ja, ek het nou geglo, ek het nou my kant gebring, nou moet die Here sy kant bring. Dis nie wat hierdie vers sê nie. Dit is juist hoe jy dit nou, jy verduidelik dit nou juist mooi, nê, om te sê, ek glo, ek kan sien die Gees werk in my, die geloof, maar ek het nog steeds nodig om vervul te word met die Heilige Gees, sodat my geloof kan groei. Ja. Jy sien dit jy weet, deurgaan sien jy dit in die Matteus Evangelie, dat die disippels het klein geloof. Ek dink die eerste keer wat ek het nou vinnig so my kop kan onthou is in Matteus 6, nê. Omdat hulle ook bekommerd is oor die dinge in hulle lewens.
wat hulle sal eet, wat hulle sal aantrek en dies meer. Sê moenie kleingelowig wees nie. So ek dink dit is die betekenis van geloof, nee, ons moet verstaan geloof is iets wat van God afkom, dis bonatuurlik, en dit stel jou in staat om dan te glo. So dit is nie iets van jou af nie. Dit is maar die beste wat ek dit op hierdie manier nou kan verwoord. Maar nou, Jaco, dit bring ons by die laaste punt en ek dink ons is nie nodig dat ons nog baie lank hoef te gesels nie, maar ek dink tog ons moet gesels oor wat sê hierdie vers dan nou juis vir ons, en nou dat ons so 'n bietjie dit net uiteengesit het, uitgepak het, dink ek die gedeelte sê, dit roep ons op om in geloof op God te vertrou. So ek weet nie of jy iets daaroor wil sê nie, Jaco? Ja, ek het prakties gedink ook nou weer in 'n illustrasie met illustreer is presies die punt, geloof en vertroue in Christus as die een wat ons deur hierdie lewe sal dra. En as ons nou die woord berge reg verstaan, dan beteken dit dat selfs die Christelike lewe om te volhard tot eind uit, want die woord sê vir ons, hy wat volhard tot die einde sal gered word. En as mens daai woord hoor, kan mens onmiddellik dink, maar okay, nou moet ek 'n klomp dinge gaan doen. Ja, ek moet net uithou, maar as ek nie uithou nie, gaan ek dit nie maak nie. So weer eens is dit wat die disippels gedoen het, door hierdie kwessie van geloof oor. So nou hang my geloof van my af. Ek moet hierdie stryd deur hierdie wêreld. Maar om hierdie geloof deur die wêreld te vat tot by die einde is 'n berg. Dis 'n berg. Wie kan vandag vir my sê, ek weet nie hoe lank ek nog gaan lewe nie, ek is nou al 'n hele klomp jare aan die gang. Ek is jy wat jonger as ek, maar my broer, dis 'n groot berg om te dink ek moet volhard tot die einde toe. En as ek volhard, gaan ek dit maak. So dit is wat hierdie vers vir ons oproep. Vertrou in Christus. Alles vloei uit hom uit. Die lewe, om hierdie berg van die lewe aan te vat, wat fisies en emosioneel en geestelike uitdagings is. Die berg hier is nie net jou siekte nie. Die berg is die hele lewe wat jy moet leef. Ook. Jy weet, ek het myself bijvoorbeeld ingedink dat Jesus sê vir ons gaan vervolg word, ons gaan doodgemaak word, ons gaan voor mense ingesleep word. Baie keer as ek myself uitdaag en dink, hoe gaan ek reageer as ek voor 'n vuurpeloton staan en sê verloon Jesus, dan voel ek in myself daai angs. Ek is so bang ek gaan val. Nou ek kan onmiddellik in daai oomblik dink, Jaco, wek net die geloof op man. Jy sal dit maak. En dis wat die disippels hier fout gemaak het. En dis wat die Here ons juist nou toe roep. Nee. Ek sal in daai oomblik vir jou gee wat jy nodig het. Ek sal elke dag vir jou gee wat jy nodig het. Kyk na my. En as ons na hom kyk, en ek dink dit is presies wat gebeur met Petrus, wat ek net ook genoem het. Toe Petrus afkyk, toe sink hy. Die disippels het hier gesink omdat hulle afgekyk het van Christus af. So die oproep wat hierdie gedeelte vir ons bring is, kyk na my, hou bly my vertrou. Ek het alles oorwin. Ek het alles vir jou bewerk wat jy nodig het om godvrugtig die eindstreep te maak. En dit gaan beteken dat op jou lewenspad gaan jy 'n ongeneeslike siekte teekom. Jy gaan 'n geweldige finansiële stryd deurkom. Jy gaan 'n geweldige emosionele stryd deurkom. Jy gaan dalk 'n moeilike tienere hê in jou lewe. Jy gaan dalk in situasies beland by jou werk waar jy valslik gaan beskuldig word van bedrog wat jy nie gepleeg het nie, of wat ook al. Dis alles berge, verskillende vlakke van dit. Letterlik tot geestelik en emosioneel. Maar as jy op my vertrou en jy plaas al jou vertroue op my, sal jy hierdie dinge kan deurgaan. Ek gaan jou daar deurvat. Ek gaan jou deur hierdie berge vat. Ek gaan jou nie oor die berge of om die berge vat nie. Ek gaan jou deur dit vat. Jy gaan daar deurkom. Ek gaan saam met jou loop. Ek is die krag, ek is die vermoë. Jy kan nie. Jy kan nie, soos dat hulle nie daai duiwel kon uitdryf nie. Jy kan nie, maar die Here gaan daarmee saam met jou gaan. En dit is die groot oproep. Oproep om na Christus te kyk en uit hom uit te leef. Bly in my en dan sal jy vele vrug dra. Jaco, ek wil nog ietsie van die teks sê, nee, ons moet, dit lyk baie, jy weet, as die disippels nou na Jesus toe kom, hulle vra hom, waarom kom ons hom nie uitdryf nie? Nou, ek dink daarin moet ons klaar net bietjie stil staan, en besef, wat gebeur hier? Hier is 'n duiwel in hierdie persoon. En hulle sê, hoekom kom ons hom nie uitdryf nie? En Jesus sê, deur hulle ongeloof, klein geloof, swak geloof, wat ook al jy het wil noem nou, nee. Maar, ek dink met ander woorde, dis dieselfde soos jy gesê het, Petrus wat op die water geloop het.
die geloof, wat so klein is, so klein kan wees soos 'n mosterdsaad, sal berge versit. Met ander woorde, as jy die ware geloof het, dan fokus jy nie op jou prestasie of op hoe jy hierdie reus of monster of berg voor jou gaan klim nie. Dan fokus jy op Christus. Ek dink dis wat ek wil sê oor hierdie gedeelte, nê. Maar dan eindig hierdie teksgedeelte met, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. So ek dink ons moet ook in gedagte hou, hier word gepraat teen fariseërs en fariseïsme van mense wat uit hulle self, uit hulle dade wil, deur hulle dade wil geregverdig word, groot dinge doen, gesien wil word. Sien ons alreeds in Matteus, ek verwys weer na Matteus 6 toe. Maar wat hierdie gedeelte eintlik vir ons sê is, wanneer jy berge het wat voor jou lê, weet, of soos ons nou gesê het, jy weet, beproewinge, dan vra hierdie gedeelte eerder, gaan op jou knieë, bid vir die Here, sodat hy jou geloof sal versterk, sodat jy hierdie beproewinge kan hanteer, deur sy krag, en deur sy genade, en deur te fokus op Jesus Christus. So ek dink mens moet dit regtig binne die konteks van die vers, van die teksgedeelte ook sien. Ek weet nie of jy enige ander laaste opmerkings het nie, Jaco? My laaste gedagte oor die gebed, jy is presies reg en dit bevestig die idee, vertrou op Christus. Want hoe vertrou mens op Christus? In gebed. En gebed en vas wys vir ons dat, en daar's baie ander teksgedeelte wat oor hierdie gebed praat, waar Jesus ook die gelykenis vertel het van die vrou wat na die onregverdige regter toe gaan het en aangehou klop het en eventueel het hy haar gehoor en die boodskap was volhard in gebed. Paulus skryf dit in Filippense ook, volhard in gebed, bly bidden, volhard in gebed. So die disippels het gedink die vermoë is in ons en krag, ons gaan 'n woordjie spreek en dit gaan gebeur. So dis hierdie quick fix solution wat ons vandag ken nie. En hierdie vers jy spreek teen daai quick fix ding. Is 'n gebed, dit is vas in gebed is 'n worstelstryd. Die lewe is 'n worstelstryd. Om met jou siektes saam te leef is 'n worstelstryd. En hierdie gedeelte beloof nie jou siekte gaan wegneem, want ons moet dit in die konteks van ander verse ook sien. Inteendeel, die woord beloof ons, Jesus het self gesê, julle gaan 'n groot stryd in hierdie wêreld hê. So, gebed en vas wys afhanklikheid van Christus. Bly by hom, leef by hom. Hoe leef mens afhanklik van Christus? Gebed, elke dag, in diep gebed te wandel, alles wat jy aanpak, in gebed te doen van die kleinste tot die grootste. En natuurlik ook is daar situasies waar mens met sulke geestelike kondisies deel, soos hierdie, wat ons nie moet ignoreer in ons tyd nie. Dit beteken nie daar's mense wat nie vandag kan duil besete raak nie, maar ons leef in afhanklikheid in gebed en in vas, dat die Here sy wil sal laat geskied. Ons bly opkyk na hom. Here, U bestraf die duiwel. Here, U werk elke dag in my omstandighede. Here, U regeer hierdie wêreldleiers wat vandag sulke bose dinge doen. En ons leef op daai plek in afhanklikheid. Dis wat dit gebed en vas vir ons beteken. Ja, ek wil 'n laaste opmerking van my kant af byvoeg. As mens na die teksgedeelte weer eens kyk, nê, daar's ons het gepraat van wanopvattings, ons het gepraat van wat geloof is in hierdie teksgedeelte en ons het ook nou gepraat van die oproep wat hierdie teksgedeelte vir ons gee. Ek wil wel weer bietjie net so 'n stappie teruggaan in my laaste opmerking na wat hierdie geloof bedoel of beteken. Ons moet ook 'n ander ding verstaan dat as jy kyk na 1 Korintiërs 12 en ander gedeeltes ook, maar ek dink nou aan 1 Korintiërs 12 dan staan daar dat aan elkeen genadegawes gegee word deur dieselfde Gees. En dan praat ons eintlik nou van besondere gawes. So vir spesifieke take of doele. Ek bedoel die disippels het ook deur die geloof het hulle ook wonders verrig, natuurlik nie uit hulle self nie, dis deur die geloof. Maar nou kon hulle nie, nou staan daar vanweë hulle ongeloof, vanweë hulle klein geloof of min geloof.
Nou, weer eens, ons moet dit nie verstaan as die mens se klein geloof nie. Dis dalk die gees wat hulle nie nou dit toegelaat het nie. Vers 9 van 1 Korintiërs 12 sê, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde gees. En aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde gees. So, daar word ook besondere gawes van geloof gegee vir diegene wat dit nodig het en die omstandighede wat hulle dit nodig het. So, ek dink ons moet ook die onderskeid tref wanneer ons praat oor hierdie teksgedeelte en geloof. Maar okay, goed, dit is nou wat hierdie teksgedeelte betref. Ons is baie dankbaar dat ons luisteraars ook saam kon luister. Ek hoop julle het dit net soos ons geniet. Dit is baie verrykend om weer uit die woord van die Here te leer en hoe ons ook toegerus kan wees om ander mense wat dalk wanopvattinge oor dit het te kan antwoord. Ons wil julle graag ook uitnooi, luister gerus na ons volgende episodes en praat gerus saam met ons asseblief. Ons nooi julle altyd uit om met ons te gesels, maar ons wil ook daarby reeds 'n bietjie verskoning vra dat ons nie altyd baie betyds by elke kommentaar uitkom nie. Ons kan ook nie beloof dat ons by almal gaan uitkom nie, maar ons probeer. Mag gesels gerus saam en mag ons mekaar so opbou in die geloof. Baie dankie en lekker dag.